Broer en suster, na die erediens is daar koffie en tee daar in die kerksaal. Jy is almal welkom om saam te kom, om daar saam iets te eet en te drink en saam te kuier. Dis altyd 'n lekker hoogtepunt op 'n Sondag, nê. En dan is daar 'n insetsel Wian rondom die diensgroep getuienis. Het jy so een? Of dit is hierdie week, nee, Hannes? Is dit reg, nê? Jy het hom Wian, nê, maar nie nou nie. Kom ons doen dit so met die opneem van die kollekte, is dit reg? OK. Dankie hoor. En dan 'n ander ding wat nou nie op die afkondigings is nie, geliefdes, daar by Bloemhof, het julle nou al die beelde op televisie gesien hè, na onderkant die damwal. Hoe lyk dit daar? Daar is 'n taamlike chaos rondom die, jy weet, mense wat groot verliese gelei het met van huise en meubels en wat hulle nie als gehad het nie. Nou ek het nou so 'n stukkie gekry van Gideon af, ons leier diaken, en hy vra dat ons asseblief ook ons bydrae kan maak daar teen donderdag se kant. Daar's so 45 gesinne, blykbaar 45 gesinne wat geraak is, wat alles verloor het, waaronder dan 90 volwassenes tel en dan so 18 kinders. As jy wil 'n bydrae maak, as jy wil blikkies kos of wat ook al, een of ander voedselsoort, dan kan jy by die kerkkantoor kom aflaai deur die week, toiletware, klere, komberse, en dink maar wat iemand so sal nodig hê dalk, wat so verlies sou ly. Kom ons neem deel daaraan en dan help ons ook vir die mense. Dan dink ons ook aan die buitengewone kerkraadsvergadering die 15de Mei, dis donderdag, 6:00 die aand, nou is donderdag dink ek oor 'n week, wat die program van die week aanbetref. Jy sien daar die koffie en kuier, die Bybelstudie, die gebedsaksie donderdag, die sop en brood aand van Vrydag, almal is welkom net, dit is die diensgroep getuienis wat elke jaar hierdie hoogtepunt het, wat ons as gemeente saam kan kuier, rondom 'n koppie sop en 'n broodjie. Nou ja, hier is almal welkom om ook daar saam met ons te kom. Ek dink net 'n mens moet kaartjies koop. Ek dink nie kan 'n mens sommer daar opdaag? Jy kan seker nie. Kan jy, Hannes? Jy moet maar 'n kaartjie koop, nee, dink ek, ja. Koop maar 'n kaartjie hier by die kerkkantoor. Asseblief hoor, ook op, ja, ek dink Dinsdag, Woensdag se kant sal dit dan reg wees, nee. Dan die aksie vir enkellopendes volgende, hier is nie kinderkerk vandag nie kinderkerk nie, volgende week weer, verjaarsdae, al die verjaarsdae, die ouens wat verjaar, ons is dankbaar vir elkeen van julle, en ons bid ook vir julle elkeen die Here se seën toe, maar Nelly de Swart, Hannes 84 jaar, sê vir haar geluk, dis goed, en dan ook dan die Hazel Wentworth, wat ook 87 word hierdie maand, hierdie week, nee. Goed, Doringwinkel vir die klere, Parys Oos het 'n bazaar, volgende Saterdag, en dan die gemeente se finansiële situasie, jy kan kyk daar op die blaadjie, en dan is daar 'n gesinsbediening, as jy so wou, is jy welkom. Dis die afkondigingsgeliefdes, dan soos ons vir u beloof het ons het gebid vir Dr. Nico en sy vrou vanoggend, en hulle het veilig hier aangekom, ons is baie dankbaar daaroor, van Bloemfontein af. Hy sê hulle het al van vanoggend donker daar weggetrek, en hulle het toe hier aangekom. Baie dankie, ek bly julle is veilig, Nico, ons het bekommerd gewees, julle ry dalk die Vredevoortpad, weet, en dit is 'n pad vol gate, jy weet maar dankbaar dat jy die ander pad gevat, so is die lewe, ja, vol slaggate. Ja, maar baie welkom hoor, en ek het iets wat ek van jou moet sê, want ek dink jy was in 3 gemeentes deur jou lewe. Dr. Nico was in 3 gemeentes, die een is in Zambië, en hy lyk so mooi hier voor my, maar hy het al bietjie bedien, deur die jare, ek dink 2022, nee, is dit reg? Ek het nou reg, kyk waar Dries my nou daai ding gestuur. Ek gou kyk, dan kan ek net gou vir die mense sê. Daar is hy, hierso, ja. Van 1992 tot 2002 was Dr. Nico en sy vrou
daar in Zambië, waar hy die leraar was daarso. En toe van 2022 af, hy was 10 jaar daar, en toe van 2022 tot 2007, so 5 jaar, 6 jaar, leraar by Greymont in Johannesburg, en van 2007 af tot 2020, so 13 jaar by die NG gemeente Huguenot in Bloemfontein. En van 2020 af is Dr. Nico Mostert die uitvoerende hoof van Vennote in getuienis, dis ons diensgroep vir getuienis, nee, hierso daar in Bloemfontein. Hy is met, ek het gesê Wilna, né? Sy is met Wilna getroud, wat 'n onderwyseres is, en hulle is geseënd met 'n drieling. Hulle drieling, ja, drieling. En hulle drieling is al 23, nee. Dr. Nico lyk net so jonk. Tot kinders van 23, ja. Maar baie welkom, en ek wil van my kant af sê, ons, Nico, vir julle ouens, baie dankie vir die moeite, nee, en dat julle vir ons kom kuier het vandag, en jy ken my dalk nog nie so goed nie, maar vir my persoonlik is jy 'n voorbeeld van diensbaarheid en van bekwame leiding, waarvan die Bybel ook praat, hoor, ons waardeer dit, hoor, en mag die Here ook vir jou seën, met die woordverkondiging, hoor, en geniet dit hier in Parys, ja, gaan kyk na die rivier, daar's nog 'n paar sluise oop, seën vir jou, hoor, jy moet hierdie ding ook hê, né? Ok, Wian, jy sal uitso daar agter. Vriende, baie dankie, dis lekker om vanoggend hier by julle te wees in die gemeente. Dit is vir my altyd lekker om by gemeentes te kuier. Ek nou gesê het ook, ek was lank dominee gewees, en in 'n gemeente dominee is nog steeds 'n dominee, maar net gemeente dominee gewees vir 'n baie lang tyd, en nou deesdae in die kantoor. Ja, Vennote en getuienis, so ek werk eintlik nie so seer vir die synode nie. Ek werk eintlik vir die sendingkommissie. Dis eintlik my baas. Is 'n kommissie van die Vrystaatse synode, so daar's 'n paar kommissies. Diens van barmhartigheid, Delaar het julle al gehad. Dink ek weet al by julle kom kuier. Hy is die ander PSD, predikant in synodale diens. En dan Leon Voet by bedieningsbegeleiding. En dan ek self by sending of dan Vennote en getuienis. So dis die leraars wat daar by die kantoor is, en dan is daar Johan Nel, wat die kuratoriumbestuurder is, wat ook 'n dominee is, en dan die res is net die administratiewe personeel. So van ons kant af, van die synode se kant af, is dit lekker om gemeentes te besoek, bietjie te kom terugvoer gee, so dis my taak ook vanoggend. Ek gaan so 'n bietjie terugvoer kom gee vir u oor die werk van Vennote en getuienis, waarmee is ons besig. Waartoe gaan u geld? Ek sal net nou daaroor praat, dis altyd 'n kwessie. Altyd maar die gemeente strek swaar, en die proratas is 'n issue, en ek gaan net nou so 'n skyfie daar rondom wys, en vir u presies wys ook hoe dit gebeur, hoe dit werk ook, en op so 'n manier vir u te kom dankie sê, vir u ondersteuning, u deel wees van die kerk. 'n synode is doeteenvoudige vergadering. Ek raak me nogal deesdae so 'n bietjie opgewerk, as ek so moet lees in die koerante, en ek sommer so aangevat, en dan word altyd gesê, julle daar in die synode. Nou, ek weet nie wie se julle nie. 'n synode is 'n vergadering wat een keer elke 4 jaar plaasvind, en dan neem hulle vreeslike klomp besluite, en dan is daar nou die klein julle, is nou so 2 of 3 van ons aan die kantoor, en ons moet al die besluite wat by die synode geneem is uitvoer. Dis 'n synode. So daar's nie hierdie struktuur nie, daar's nie hierdie mystieke figure wat ergens agter geslote deure sit en op seëne besluite neem soos voorgehou word in die media nie. Dit bestaan nie so nie. Ons kerk is 'n baie plat struktuur, geen vergadering is hoër as 'n ander vergadering nie. So 'n synode is nie hoër nie. So ek is hier van die hoofkantoor af vandag nie. Hier is die hoofkantoor. Elke gemeente is die hoofkantoor, want ons kerk reg sê plaaslike gemeente
is kompleet gemeente. U is die hoofkantoor, ek is die amptenaar, ek kom gee vanoggend vir u as die hoofkantoor terugvoer oor wat ek gedoen het met u geld, wat u gegee het, en waarmee is ons besig met werksaamhede wat groter is as u as gemeente, wat ons saam oor besluit het by die vergadering, wat dan nou bekend staan as 'n synode vergadering. Maar vriende, meer daaroor later, kom ons raak stil. Ons het gekom vanoggend ten eerste om die Here te aanbid. So vanoggend as die Here sy mense bymekaar roep, en ek gaan vir ons as fotum lees vanoggend Psalm 107, dan gaan die eerste 2 verse lees, en dan gaan ek vir ons heel laaste vers daar lees in Psalm 107, gaan ek vir ons die heel laaste verse ook lees, 42 en 43. En dit praat van as die Here mense bymekaar bring. Want dit is waaroor die sending gaan. God wat konstant besig is om vir hom mense bymekaar te maak, uit te roep uit hierdie wêreld uit, om hom te dien. Dis waaroor dit gaan. So vanoggend het ons gekom, die Here het vir julle geroep. En ons die mooi woord wat ons gebruik is Koram Dei, is God se mense wat in God se teenwoordigheid vergader is. So vanoggend het die Here vir u gebring om hier te wees. So ons fokus vanoggend, sien na my te luister nie, ons fokus is om die Here te aanbid. So ek wil nooi, kom ons sluit ons oë, ek gaan vir ons die paar verse lees, vir ons 'n gebed doen, ek gaan die fotum doen, die fotum is, dit is die fotum gedeelte, ek gaan die seëngroet doen, en dan gaan ons staan en ons gaan 'n loflied saam met mekaar sing, lied 190, ons gaan vers 1, 2 en 3 staande saam sing, as 'n loflied. Kom ons sluit die oë. Loof die Here, want hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie. So moet die mense sê wat deur die Here bevry is, die wat hy uit hulle nood bevry het, en uit baie lande versamel het, uit die ooste, en die weste, die noorde, en die suide. As die opregtes dit sien, is hulle bly. Alle onreg het tot 'n einde gekom. Wie verstandig is, moet op hierdie dinge ag gee, en hulle moet die Here se dade van trou sien. Here, ons roep u aan, want u versamel mense oos, wes, noord en suid. Oor die breedtes van die aarde bring u vir u 'n volk tot stand wat anders lyk, anders praat en anders is. Want u is die gans andere, die groot God van die heelal. En is u wat ons aanbid. U het die onreg kom wegvat, Here, u het vir ons nuwe lewe kom gee, u het vir ons hoop kom gee, in 'n hopelose wêreld. In 'n plek vol slaggate, Here, kom maak u vir ons die paaie gelyk. Ons eer u, ons aanbid u, as die koning van die konings, en die Here van die Here. Amen. Vriende, die Here groet u vanoggend, en sê vir u genade en vrede. En vrede is iets wat ons soek in hierdie tyd in. Vrede is iets wat kosbaar is, dis duur, dit kom nie van self nie. Ons kom nou uit die Paastyd uit. Ons is op pad na Pinkster toe, een van die dae gaan ons Pinkster vier. Ons gaan eers by Hemelvaart stil staan en iets verstaan van Jesus wat weg is, maar dan die uitstorting van die Gees wat sê, maar ek is hier, ons gaan net daaroor iets hoor. So die God van vrede bring vrede, het vrede gebring, groet u met vrede vanoggend, die shalom vir die wêreld, en sê dat u ook moet uitgaan, en jy sy shalom moet gaan bring, verder as vanoggend. Mag julle geseënd wees. Amen. Kom ons antwoord, en dan sing ons 'n loflied, is altyd 'n tweegesprek in die erediens tussen God en sy gemeente, sien net hier voor wat gepraat word, nie u antwoord, en u antwoord vanoggend, juis met die sing van lied 190, ons gaan vers 1, 2 en 3 sing. Kom ons staan en ons antwoord met 'n loflied.
Ons gaan ons geloofsbelijdenis in die einde doen, as dit reg is. Ek gaan nou vra dat ons na die skriflesing toe beweeg. En u kan die Bybels oopmaak vanoggend by Handelinge. En ons gaan lees daarvan Handelinge 1 af. En ons gaan net die eerste gedeelte lees van die Handelinge boek. Ons gaan hoofstuk 1 se eerste 8 verse lees, tot en met die uitstorting daar van die Heilige Gees, of daai gedeelte. Hierdie is die vooraf gedeelte. Handelinge natuurlik vertel die verhaal van die kerk, die ontwikkeling van die kerk, die evangelies bring die goeie nuus, die 4 evangelies. En as die Handelinge skrywer, wat ons dink redelik seker is Lukas is hy dan sê, ek verwys na my eerste boek Theophilus, het ek geskryf oor alles wat Jesus geleer en gedoen het. As hy dan open met dit, dan verwys hy nou terug na die verhaal van Lukas toe, en die verhaal van presies dit wat hy sê, so dit wat Jesus geleer het, dit wat hy gedoen het. Dan gaan hy hiervan verder, en dan skryf hy hierdie klomp hoofstukke, of hierdie boek dan, en dan vertel hy van die ontwikkeling van die kerk, en hier sien ons dan iets ook van die ontwikkeling van die kerk, hoe ontstaan dit wat ons vandag die Christendom noem, of die wêreld wat ons het vandag, hoe ontstaan hierdie wêreld, wat die invloed van die Christendom dan op hierdie wêreld het ook. So die wêreld is klaar daar, Christendom kom, Jesus se ingryping, God se ingryping deur die kruis, het 'n geweldige invloed op wêreldgeskiedenis. In die boek van Handelinge, as jy dit lees ook, gaan jy sien, hoe verander gemeenskappe, hoe transformeer God, deur die werk van 'n klompie disippels, wat saam met hom was, hoe verander hy die samelewing? En dramatiese goed wat gebeur, en dis wat die boek vir ons vertel. So ek wil die uitdaag om die hele boek te gaan lees, om 'n bietjie stil te gaan staan by die boek, en om letterlik hoofstuk vir hoofstuk te lees, die sendingverhale, die reise van Paulus, die ontstaan van die kerk, die getuienisse wat gelewer word, en hoe God regtig die gemeenskappe en die wêreld transformeer. Kom ons vra dat die Here sy woord sal seën as ons dit gaan lees. Voor ons dit lees, jy het dit oop voor jy kan dit op die selfoon lees. Ek sal nie dink jy kyk jy WhatsApps nie. So ek lees dan self ook hier, ek kyk nie WhatsApps nie. Die hele preek is hierso. Kom ons buig die hoofde. Here, dankie dat U vir ons nie net 'n boek gee nie, maar 'n lewende woord. En as ons vanoggend die Bybel oopslaan en ons lees dit in Afrikaans, met die taal van ons hart, die taal wat ons praat, dan het U vanoggend al reeds in Japan kerke vanoggend al klaar gelees. Daar was Stefan en Karina vanoggend tussen Toby en Anliede Wet. Hulle het klaar kerk gehou. Want die Here, die son het opgekom. En dan met die opkoms van daai son het die wêreld begine leef. En vandag is Sondag, die eerste dag van die week, die opstandingsdag. En wêreldwyd tot die son vanaand gaan sak in Hawaii in. Here, het mense kerk gehou. Het mense in tale die Bybels oopgemaak op kansels en plekke onder bome, vreemde plekke, vreemde tale, vreemde mense. En hulle het gelees en die evangelion, die goeie nuus, gedeel. En dit maak ons bly vanoggend as ons hier in Parys is. Want ons het nou op hierdie oomblik, net na 9, die voorreg om hierdie woord oop te maak. En om te mag lees vanoggend. Here, in ons gebed is dat U met ons sal praat uit hierdie woord uit. En as ons vanoggend hoor, mag hierdie goeie nuus vir ons hoop bring. Hoop nie net vir ons, maar mag ons die goeie nuus vat en dit verder neem. En hoop bring vir Parys en vir die mense van Parys. Ons bid dat die Heilige Gees vir ons hierdie woord sal oopbreek. Amen. Kom ons lees saam vers 1 van Handelinge 1. My eerste boek Theophilus, ek het klaar verduidelik, het ek geskryf oor alles wat Jesus gedoen en geleer het. Van die begin af tot op die dag van sy hemelvaart. So ons is nou op pad, so oor 'n paar 2-3 weke gaan ons hemelvaart vier. Voordat hy in die hemel opgeneem is, het hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne wat hy as apostels uitgekies het. Na sy dood het hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse getoon dat hy wel lewe. Dis hierdie tydperk wat ons nou in is. Het is nou lekker om hierdie teks te lees vanoggend, want ons is nou juis hier tussen die hemelvaart en die uitstorting van die Gees en die kruisiging. So hierdie verskyningstydperk wat ons nou is.
In die loop van 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. Terwyl hy 'n keer saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel, moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly en wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Toe hulle weer 'n keer bymekaar was, het hulle vir Jesus gevra, Here, is dit nou die tyd dat U die koninkryk vir Israel weer gaan oprig? Hy het hulle geantwoord, dit is nie vir julle om die tyd en die omstandighede te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem en sowel as die hele Judea en in Samaria tot aan die uithoeke van die wêreld. Tot sover die geleesde gedeelte, mag die Here vanoggend ook saam met ons hierdie teks lees en mag ons ook vanoggend saam met hierdie teks, as ons werk met hom, mag ons ook vanoggend hoor wat op God se hart vir ons elkeen is. Julle sal sien dat op die skyfie sê dit God se missie en ons missie in die wêreld, want ergens kom God se missie en ons missie bymekaar. Nou gaan julle sien die prentjie wat daar is, gaan julle nou nog al 'n hele paar keer sien, elke keer tot ek by die foto's gedeelte kom, gaan julle hierdie prentjie sien en dit het twee verskillende invalshoeke. Dit is sulke pyltjies wat na binnekant toe wys aan die linkerkant en dan het pyltjies wat na die regterkant toe wys. Die transformasie wat moet plaasvind of wat ons met mekaar moet deel vanoggend is ons kan of aan die linkerkant wees 'n kerk wat na binne gekeer is of ons is 'n kerk wat na buite gekeer is. Kerk wat net na homself kyk en dit hoor ek nogal baie. En die tydsgees waarin ons is 'n tydsgees wat ons na onsself moet kyk. Ongelukkig help meneer Trump in Amerika ons nie baie nie, want dit gaan net oor die self. Ons moet na onsself kyk. Maar die self is nie die fokus van die Bybel nie. Die fokus is altyd na buite, dit is altyd na die ander kant toe. En dis presies hoekom ons hierdie teks gelees het. Dankie Wian, jy kan aan die volgende skyfie toe gaan. So wat gaan ons doen? Ek gaan so in kort 6 lense gebruik. En dan gaan ons na hierdie teks, ons gaan hierdie 6 vrae vat en dan gaan ons daarna hierdie vrae vat. Nou kom ons sit dit op die teks soos lense en dan kyk ons wat ons oor. So die eerste, ons gaan vra oor wanneer, wie, hoe, wat, waar en hoekom. Baie eenvoudige vrae. Maar gewoonlik as jy 'n joernalis is en jy gee 'n getuienis of jy skryf 'n artikel of jy moet in die hof 'n getuienis lewer, is dit die vraag wat gewoonlik die regte vraag. Was jy daar? Hoe het dit gebeur? Wat het daar aangegaan? Wanneer het dit gebeur? As ons 'n artikel doen van 'n koerant, gebruik ons dieselfde lense. So kom ons gebruik daai lense vanoggend en ons kyk wat die teks vir ons oopbreek. Dankie, Wian. Volgende een. Die eerste lens wat ons bykom is die vraag na wanneer. En dis 'n perspektief wat ek daar geskryf het op tyd. Want hier by die disippels was 'n ongemaklikheid gewees op hierdie stadium. Hulle daar sit saam met die Here. Daar was aan een kant was hulle 'n ongelooflike teleurstelling. Hierdie Jesus wat nou so baie hoe gehad het en almal so opgehemel het en jy onthou die Palm Sondag en almal is excited, die volgende Sondag toe of volgende Vrydag toe kruisig hom. Hierdie Jesus het nie eintlik opgeleef aan die verwagting nie. Want hierdie Jesus, die verwagting was eintlik dat hierdie Jesus die samelewing waarin hulle sit moes kom verander. Dis 'n slegte tyd. Hulle word beheer deur die klomp Romeine. Die ouens is sleg met hulle. Die ouens hanteer hulle sleg. Die ouens, hulle het nie dieselfde status as 'n Romeinse burger nie. En eintlik is hulle net 'n irritasie, 'n klein klompie mense daar in Israel wat 'n irritasie is vir die Romeinse ryk. So hulle verwagting was dat hierdie Jesus vir hulle politieke vryheid sal bring. Dat hy die potholes en die paaie sal wegvat. As dit nou in ons tyd was vandag. Dat hy nie meer hospitale gaan bou. Maar dan het dit nie gebeur nie. Ewe skielik sien hulle hom gekruisig. Volgende oomblik verskyn hy aan hulle. Dis die verhaal wat ons lees. En dan later in die verhaal sien hulle, daar gaan hy. Kom die wolk, klim hy op en dan gaan hy. Weg. En dan maar wanneer is die tyd? Jy moet nou verandering kom. Hier's 'n dringendheid by hulle. En nou praat u praat van weggaan. Ons wil eintlik hê u moet bly en u moet verander. En dan hierdie perspektief van tyd, dat God se tyd en ons tyd is nie altyd dieselfde nie.
God se groter perspektief oor die wêreld, God se groter verstaan van wat gebeur, is nie ons dringendheid oor die politiek van die dag wat vandag moet verander nie. So wanneer is God se tyd? As daai vraag gevra word en ons pas dit toe op die teks vandag, dan sê dit, wanneer verander die dinge, Here? Wanneer gaan jy nou hier? Ek moet so baie keer sien ek ook so oor as dat hier met nou 'n dringende verandering kom. Dis God se tyd. Ons leef in God se tyd. Kairos tyd. Dis anders. God se tyd is 'n ewigheidstyd. So God se perspektief op die wêreld is die ewigheidsperspektief. Hy kyk langer, maar ook met in ag genome dit wat nou hier en nou gebeur. So dis die eerste ding wat ons moet verstaan, God se tyd werk anderster. Dankie Wian, tweede ene. Die tweede vraag is Here, maar wie moet dan nou hierdie transformasie in hierdie wêreld gaan plaasvind? U sê nou vir ons sal krag ontvang in die Heilige Gees oor ons kom. U sê vir ons, julle gaan uitgaan, julle moet getuies gaan wees. Maar wie's die julle? Net soos ek net gesê het van die sinode. Wie's die julle? So kom ons sit daai lens op die teks en ons vra, wie moet die werk gaan doen? En dan antwoord Jesus self in die teks en hy sê, maar julle is die julle. Die julle is nie iemand anderster nie. Die julle is nie die sinode nie, want daar is nie 'n julle nie. Julle is die julle. Pragtige woorde van David Platt. Hy is so 'n kerkplanter in Amerika. Hy skryf, the church is not a building to see or a place to sit. The church is a movement to join. Die kerk is 'n beweging. The church is you. It's us. Dis ons en julle vanoggend. Dis die kerk. Dis nie ander ouens wat in kantore sit nie. Ons is die kerk vanoggend. We are identified as the ones who should be the witnesses to the world. Ek en u is die getuies. Ek en u is die ouens wat die boodskappe moet dra, wat die goeie nuus, die evangelion, die goeie nuus, die evangelie, moet bring vir mense. Daar's nie ander ouens wat gaan kom nie. Daar's nie ander mense wat gaan kom nie. Dis ons. Ons vanoggend wat hier sit. So, wie? Ons. Ek, u, elkeen van ons wat hier sit. Dankie. Wie aan volgende enetjie? Kom ons sit nog 'n teks. Hoe gaan dit gebeur? Want ons is 'n ou klompie klein mense wat daar bang was op daai stadium toe hulle daar sit en daai vertrekkies hulle weggekruip. Hulle was vreeslik bang geweest want daar was ouens het hulle gesoek en hulle was nie so, jy weet, die kruisiging het net plaasgevind. En dan ewe skielik kom Jesus nou en hy sê vir hulle, "Jesus, julle moet hierdie groot taak gaan doen. Julle moet vir mense van goeie nuus gaan vertel." En dan sê hy, "Maar hoe gaan hy dit doen?" En dan sê hy, "Maar ek gaan vir julle krag gee." Die dynamis is die woord, die Griekse woord wat hy hier gebruik is dynamis. Nou julle onthou hierdie ou dikwiel bicycles, die ou way back, ons het almal so 'n dikwiel bicycle gery met 'n lig voorop en dat hy so 'n dingetjie gehad hier langs die kant, jy op die wiel gesit het. Party van die glimlag, jy onthou dit nog, deesdae sit jy 'n battery in. Battery is ook niks anders as 'n dynamo nie. 'n Dynamo is 'n ding wat nie rond te draai wat krag genereer. Selfe woord. Julle kry 'n kragbron, iets wat binne in julle is wat vir julle krag sal gee. Ons is op pad na Pinkster toe. Die uitstorting van die Gees is klaar gegee vir die kerk. Hierdie uitdrukking van Howard Hendricks wat net skryf en sê it's not you are going to be witnesses and then receive power, but the other way around, you are going to receive power and the result of which is you're going to go out. Ons het klaar die krag ontvang van die Heilige Gees. Ek dink baie keer sê die kerk kan wag. Ek weet nie waar wag die kerkie. Wag seker weer vir 'n uitstorting van die Gees, maar dit het klaar gebeur. 1 Junie begin ons met Pinkster. Dan vier ons die fees. Die krag is binne in elkeen van u gegee. Uitgestort op elkeen van u wat hier sit vanoggend. U het die krag van die Gees. U het die dynamo wat die krag hier binnekant is. Dis klaar gegee aan die kerk. So hoef jy daarvoor te wag nie. Dankie. Wat is die plan? Die plan is om getuies te gaan wees. Die plan is om te gaan vertel van wat ek beleef. En ek wonder party daar, as ek so luister na gemeentes en kerke, is dit dalk nie ons probleem nie. Ons het niks meer om te vertel nie. Ons lyk van kla en kerm, ja. Ja, ons kan praat oor die bottles, ja. Ons kan praat oor die regering wat so bad is. Ons kan praat oor die hospitaal, en ons kan praat oor dit, maar ons praat nooit oor die goeie nuus nie.
Dit lyk vir my, ons het al verslaafdes geraak van slegte nuus. En dit wat hy Jesus sê, julle gaan getuies wees van die goeie nuus. Dis waaroor julle moet praat. Maar ons word, dit sê ons clouded, né? Ons is so amper verdof deur die slegte nuus van vandag. Ons wil dit graag hoor. Het jy gehoor? Kom ons stuur gou vir hierdie WhatsApp hier aan. En as dit slegte goed het ons vir mekaar aanstuur. Julle moet getuies wees van die goeie nuus. Dis die plan. Dis die wat. Praat oor die goeie nuus van Jesus. Die nuwe lewe wat Jesus bring. Die hoop wat hy bring, al is daar potholes. Maar ons kyk in die potholes vas. En nie in Jesus en die goeie nuus wat dit is nie. Ons moet getuig. Ek en u. Dis nie die sendingsekretaris wat 'n Bloemfontein in die kantoor sit wat die sending, die kerk, Vrystaatse kerk se sendeling is nie. Ek voer net goed uit wat die synode besluit. So, u is die getuies. My taak vanoggend is om u weer te inspireer om te wees getuies. Dis die taak. Vrystaatse kerk sê, getuienis is deel van ons DNA. Ek gaan net 'n vir 'n storie daarvan vertel. Dankie, Wian. Volgende een. Waar is die volgende vraag? Nou gaan breek hy daar so 'n paar voorbeelde. Die eerste ding is te gelykertyd. Ek kom in gemeentes en dan moet ek die volgende hoor. Nee, dominee. Charity begins at home. Nou moet ons na onsself kyk. Waar dink julle staan dit in die Bybel? Staan nie daar nie. Wat daar staan is julle sal te gelykertyd my getuies wees. Gebruik hy 'n Griekse woordjie daarso. En daai woordjie beteken te gelykertyd sal julle oralster wees. Nie eers hier en dan daar nie, nie eers ons na onsself kyk en dan na die res kyk nie. Te gelykertyd sal julle my getuies wees in Jerusalem, Judea, Samaria en die uithoeke van die wêreld. Wat gebeur met elkeen van hierdie omgewings? Wat het gebeur in Jerusalem? Jerusalem was 'n slegte plek geweest. Jerusalem is waar hulle hom gekruisig het. Die ouens in Jerusalem het op hierdie stadium nie gehou van hierdie groepie mense wat hierdie Jesus ou gevolg het nie. En wat sê Jesus dan? Jy gaan en julle gaan vertel vir hulle, daai ouens wat my wil doodmaak. Julle gaan vertel vir hulle ek het vir hulle gesterf aan die kruis. Daar wat gevaarlik is, daar waar niemand wil hê julle moet wees nie. Julle gaan so intoe. Nou, nie later nie, nie eers hier en dan daar nie, nou. En dan gaan van julle gaan bietjie daar na Judea toe gaan. Daar waar ek groot geword het. Daar waar ek self gesê het 'n profeet word in sy eie land nie geëer nie. Ons beklei ons lekker as families onder mekaar. Nou is kerke ook, ons beklei ons lekker onder mekaar. Sê hulle vir hulle, ek het vir hom julle gesterf aan die kruis. Van 'n wals praat ons lank al nie meer met die smitte in die dorpie. Ons weet nie eens waaroor nie, man. Praat ons nie mekaar. Gaan sê vir my familie. Gaan sê vir julle eie familie. Ek het gesterf aan die kruis sodat julle kan lewe. En terwyl julle dit doen, gaan sommige van julle sommer 'n bietjie Samaria toe ook. Daai mense aan die ander kant van die dorp, aan die ander kant die spoorlyn. Daar waar apartheid mos die lyne getrek het. Ons praat mos nie met daai mense nie. Maar dis wat dit was. Samaritane was 'n ander baster volk geweest. Jy mag nie met hulle praat nie. Gaan breek bietjie af daai goedjies wat jy het, daai goedjies wat jy self so opgebou het. Gaan breek dit af. En gaan vertel vir almal, ongeag wie of wat hulle is. Ek het aan die kruis gesterf vir almal. Omdat ek lief is vir die wêreld. Johannes 3:16. En dan gaan julle Japan toe. Nee, dominee, dit kos te veel geld om Japan toe te gaan. Jy moet nog Hawaii toe ook gaan, hè, man van Japan. Jy moet nog Hawaii toe ook gaan. En jy moet nog Oekraïne toe gaan. En jy moet nog in Afrika ook opgaan. Uithoeke van die wêreld. Nee, ons dominees gaan dit nou eers doen. Ons gaan nou eers hierso by Jerusalem wees. Nee. Julle verstaan nie lekker nie. Julle gaan te gelykertyd. So terwyl julle hier in julle omgewing in Parys besig is, moet julle in die Vrystaat besig wees en in Suid-Afrika
En in Afrika en in die wêreld. Tegelijkertijd. Dis nie eers of nie. Dis en. Die hele tyd. Dis die plek. Dankie, Bian. Hoekom? Want dit gaan oor hierdie woordjie wat daar staan, die Missio Dei, die sending van God. Die hart van God, Johannes 3:16. Ek het die wêreld so lief gehad. Die wêreld sluit vir Parys in. En die Vrystaat, en Suid-Afrika, en Japan. Almal van hulle. Elkeen moet die goeie nuus hoor. Dis die Missio Dei. Dis God se sending. Dei is God, Missio is sending. Gestuur na die wêreld toe. God stuur sy seun. God nooi uit. God maak bymekaar. Psalm 107 vers 1 wat ons gelees het vanoggend, vers 3 sê hy, noord, wes, oos, suid. Ek maak bymekaar, sê God. Julle is die kerk. Julle is die kerk. Ek maak bymekaar. Ons gaan hy volgende enetjie skiep, dankie, hy's bietjie lank. Wat doen die Vrystaatse kerk? Ons werk met die Sowel-as beginsel, Handelinge 1 vers 8. Die synode kom by mekaar, as ek net te verduidelik het, een keer elke 4 jaar, en dan word daar besluit, waar is ons betrokke nog, almal van ons lewer verslag. En ons doen die werk wat groter is as gemeentes. Dis waarmee ek vir u help, van die kantoorse kant af. Dit is onmoontlik vir Parys om ergens in die groot wêreld by mekaar betrokke dalk te wees. Party gemeentes is, ander gemeentes dra by, en op daai manier kan ons uitdrukking gee, juis in Handelinge 1 vers 8. So alles wat groter is as wat ander kant onsself is, dis die taak van vennote en getuienis. Vennote en getuienis help dat ons nie 'n binnegekeerde kerk bly nie, of word nie, maar dat ons juis 'n kerk is wat na buitekant toe beweeg. Dis my taak om vir u ander kant die grense te vat. Dis my taak. So ek gaan nou vir u 'n klompie stories vertel, van ander kant die grense, waarvan u vanoggend deel is. So dit gaan ek nou doen. Dan werk ons in ekumeniese vennootskappe, so ons werk saam met kerke, saam met ou tradisionele vennote met wie ons hier plaaslik werk in Afrika en ook in die wêreld. So daar's 'n fancy woord wat daar staan, missionale diakonaat, dit beteken wat doen ons in gemeenskappe in? Hoe lyk ons diakonale werk as dit sending gerig is? Alle diakonaat moet eintlik altyd sending wees. Maar soms doen ons barmhartigheid, dit wat naby ons is, wat julle hart mee besig is. My taak is om te sê, hoe kyk ons na die groter goed wat buitekant verder as onsself lê. En dan getuienisaksies of ons publieke getuienis, waar verdedig ons die Christelike geloof, waar is ons 'n gesprek na buitekant toe, waar het ons uitreik aksies, ek gaan nou vir u iets daarvan ook vertel, so vinnig. Dankie, ons kan daai netjie maar skiep, dit is maar net hoe ons struktuur werk, dis hoekom ek sê, ek werk maar net vir die kommissie, dis waar ek inskakel, dis hy. Dankie Wian, ons kan hier so stop. So waar is ons ekumeniese betrokkenheid oralste in die Vrystaatse kerk? Jy kan dit sien na Zambië, Lesotho, Namibië, die Reformed Family, uit die NG Kerk, kom ek stop gou daar. Uit die sendingwerk van die NG Kerk, in oor so plus minus 150 jaar, dis 150, 180 jaar, het daar 15 kerke op die Afrika-kontinent ontstaan. Van Nigerië af tot in Ethiopië, tot van Nigerië aan die Wes-Afrika kant, na Oos-Afrika toe, na Kenia toe, en dan hier in die middel-sentrale dele. So hierdie 15 kerke hou ons by mekaar, wat ons noem die Reformed Family Forum. So dis die tradisionele plekke waar die kerk gewerk het. Die Vrystaatse kerk is verantwoordelik vir Zambië, Lesotho, en dan Namibië, Wes-Kaapse kerk, verantwoordelik meer vir Zimbabwe, Malawi, Mosambiek, in Swaziland, en dan gesamentlik kyk ons bietjie weier. Die ander synodes het baie later ontstaan, hulle is jonger synodes, ons is die 2 ou synodes, wat al vir oor eeue lank, of letterlik oor 'n eeu lank, betrokke is met buitelandse sending. Kan ek gou daar stop, myself in die redeval en die storie vertel, nou miskien is het belangrik om die storie te vertel. In 1899 sit die Vrystaatse synode in Bloemfontein. Dis die begin van die Anglo-Boereoorlog. In die Suid-Vrystaat het die eerste plase klaar gebrand en is die verskroeide aarde beleid van die Engelse regering klaar besig om toegepas te word.
Daar by daai synode besluit die Vrystaatse Kerk, terwyl dit oorlog is, terwyl dit swaar gaan en die boere hulle plase verloor, besluit die Vrystaatse Kerk om met buitelandse sending betrokke te raak. U verstaan hoekom ek net nou gesê het. Daar bestaan nie in ons woordeskat charity begins at home nie. Want as die Vrystaatse Kerk in 1899 besluit het, nee, ons gaan nou eers na onsself kyk en na hierdie geveg nou met die Engelse, dan het ek nie vandag hier gestaan om 'n storie vir u te vertel van die Vrystaatse Kerk nie. Maar die kerk besluit om nie na binne gekeer te wees nie. 1899. Besluit om met buitelandse sending in Afrika betrokke te raak. Ek gaan net vir die storie verder vertel. Binne Suid-Afrika, die NG Kerk in Afrika, VGK, die RCI, die Indië gemeentes, wat meestal daar in Natal is, by wie ons betrokke is, en dan die SA Raad van Kerke, ons sit op die nasionale deel, en ook op die Vrystaatse gedeeltes daarvan. Asië, kan ek net gou vinnig oor die Asië goed sê, ek gaan net terugkom daarna toe ook, dit is die missie Japan, waarby ons betrokke is, Vrystaatse Kerk is 'n groot vernoot binne in die werk in Japan. Ek gaan net terugkom. Dankie, volgende een. Vernote en getuienis, ons getuienisaksies, die studentebediening, resulteer ook onder ons, by ons kantoor, arbeidsbediening, die Bybelgenootskap, Islam, kan ek gou vinnig oor Islam iets sê, ons het vir baie lank, hier was net 2 moskees in Harry Smit gewees. Hier was nooit regtig die Vrystaat, en Bloemfontein was 'n kleintjie gewees. Huidiglik is daar in Bethlehem alleen 3 nuwe moskees, wat opgegaan het in die afgelope tyd. In Philippolis gemeente, is daar nie een winkel wat nie deur 'n Pakistani besit word nie. Al die winkels in die dorp van Philippolis word deur Pakistanis besit. Almal van hulle is moslems. So ewe skielik het die Here Islam op ons voorstoep neergesit. In u dorp, as jy in die straat afstap, hoeveel winkels behoort aan Pakistanis? Dis die getuienisstaak wat van ons wag. Die Here het hulle gebring. U moet vir hulle gaan vertel van die goeie nuus. Nee, koop nie by hulle winkels die dominee. Gaan koop 'n koeldrank. Gaan praat. Hoe ken hulle vir Jesus? As jy hulp nodig het, ons bied graag aan. Ek stuur vir Enrico Casalecchio. Hy kom bied 'n kursus vir u aan om gemeente getuienis te doen. Ons gaan hier in die ring so ietsie organiseer vir julle. Ons is besig om daaroor te praat. Ek en Enrico. Goed, dankie. Ons kan na die volgende enetjie toe gaan. RICD, Reformed Initiative for Community Development. Ons het so tyd terug besef, ons moet ook in die NGO wêreld, ek gaan nou 'n paar Engelse terme gebruik, dis die wêreld wat die nie-regeringsorganisasies in werk. Ons moet as kerk ook daar betrokke wees, en ons eie NGO begin met 'n artikel 18A status. So dit gaan oor gemeenskapsontwikkelingswerk. As u gemeente samewerkingsprojekte het met NG Kerk in Afrika, VGK, wat vir die gemeenskap bedoel is, kan julle by ons kom aanklop vir hulp. Ons kan vir u leiding gee, ons kan vir u kontant af, ons praat van seeding money, as julle 'n projek wil begin. Rondom gemeenskapsontwikkelingsgoeders, kan julle met ons kom gesels, skakel gerus vir my, of vir Elby, maatskaplike werker wat daar in ons kantoor is, en ons kan vir u daarmee help. Goed, dankie. Ons kan na die volgende een toe gaan. Right, wat gebeur met u geld? Dis 'n belangrike enetjie daai. Nommer 1, julle betaal nie my salaris nie. So kom ons kry dit gou van die tafel af. Almal dink altyd, ja, julle sit mos daar in die sinode kantoor, ons betaal julle salarisse. Nee, julle betaal nie ons salarisse nie. Vrystaatse Kerk is ongelooflik bevoordeel. Die Here het ons voorvaders baie geseën. Die Barend Wessels Fonds is baie sterk, is 'n fonds wat opgerig is omtrent so 50, 60 jaar gelede. En die hele sinodale kantoor se kostes word daar uitbetaal. So u betaal nie, u proratas betaal nie my of enige van ons 4 dominees wat daar werk plus die ander personeel se salaris nie. So elke rand wat u gee, elke R100 wat u gee, word soos volg verdeel. Ek kry R25 by vernote en getuienis, Della Harp kry R25, bedieningsbegeleiding kry R25, Leon Voetse bediening, en dan die RO of die Raad vir Ondersteuning en die moderateur kry R25. So elkeen van u geld, elke prorata, elke R100 van u prorata wat u in die Vrystaatse Kerk inbetaal, elke maand, word so verdeel.
En daaruit doen ons dan, befonds ons direk die projekte waarmee ons betrokke is. So verlede jaar omtrent die begrotings omtrent so 8 miljoen rand. Ons gee jaarliks terug aan gemeentes van die synode se kant af ongeveer so 3.5 miljoen rand. Wat terugvloei in terme van sendingprojekte, hulp met sending uitreike, RICD, die Reformed Community Development programme, die warmhartigheidsgoed wat by Delahar plê. Ja, ek kan aangaan. Maar u verstaan, dit kom in, dit gaan terug na u as gemeentes toe. So hierdie klomp roemers wat hier buitekant rondloop, slaan dit nou maar sommer in die wind in asseblief. Dit is nie hoe dit werk nie. Kry maar iemand soos ons, dat ons ook vir u vertel, en dan kan mense die waarheid kry. Party ons hou van die onwaarheid. Kom ons werk met die waarheid. Dankie, ons kan aangaan na die volgende een toe. 1899, sien jy daar 5 Julie 1899. Dit is die standbeeld in Magweru. Magweru is op die grens tussen Malawi en Zambië. Op die 5de Julie, nadat die besluit geneem is in die Vrystaat, in Bloemfontein, kom die eerste sendelinge van die Vrystaatse kerk op 5 Julie 1899 by Magweru aan. En begin hulle met die werk in Zambië. Dis 'n kerk wat nie besluit het om te midde van 'n oorlog na haarself te kyk nie, maar getrou te bly aan Handelinge 1 vers 8. Dis die Vrystaatse kerk. Dis die kerk waarvan u en ek deel is. Ek is ongelooflik trots daarop. Ek weet nie van u nie. Want dit vertel 'n verhaal van 'n kerk, dan onthou my prentjie van my, wat na buitekant toe gaan. En nie na binne gekeer is nie. Die Here sorg nog altyd vir sy kerk. En dis hoekom ek dink die Vrystaatse kerk so geseënd is, dat u nie vandag my salaris hoef te betaal nie. Dat die Here sorg vir ons, op ander maniere, sodat ons 'n klomp werk nog steeds kan doen. Magweru, daar is die werk wat begin doen word, is onder blindes en dowes. Hulle wat in die samelewing uitgeskuif word. Al kom 'n tannie aan, Maboti, sy was mevrou Botus gewees, Maboti van Magweru, sy was so 'n engel wat daar aangekom het, en sy het begin om hierdie skool vir blindes en vir dowes daar op die grens te begin, en van daar af het die evangelie in Zambië inbeweeg. Eerste sendingstasie, dankie, Wian is by Madzimoyo gestig, en hier is 'n baie hartseer stuk geskiedenis, hier is 2 kerke, jy sal sien die een is links, die een is regs. Die linkerkantste ene is later gebou, omdat die sendelinge nie saam met die swart mense in die kerk wou sit nie. Dis ongelooflik hartseer. Ek sit daar so, jy sal sien, daar onder die boom sit ons is die dag daar, en die kerkraad het 'n vergadering, en hulle vra vir ons, hoekom het die sendelinge 2 kerke gebou? Wou die wit mense dan nie saam met ons in die kerk sit nie? Ongelukkig wou hulle nie. Maar weet jy wat, die Here het vir ons 'n nuwe oë gegee. En ons kyk nou anders na goed. En daaroor is ek net so dankbaar. Dankbaar dat die Here ons kom oopmaak het en vrygemaak het, en ons sonde van apartheid kom bely, en ons vandag kan kerk wees, vir kan opstaan in die wêreld en sê, wie wat ons te fout gemaak? Maar ons het dit reggemaak. En vandag leef ons anderste, want dis die evangelie. Want onthou die psalm wat ek gelees het. Die Here versamel vir homself, van noord, oos, suid en wes 'n kerk. Ons kies nie wie daar kan wees nie. Ons moet net kerk wees. Dis wat ons moet wees. Dankie, so Madzimoyo se verhaal. Ons kan volgende enetjie weer aan, dankie. Verlede jaar, op die 5de Julie, het die Reformed Church in Zambië, wat op 5 Julie 1899 begin is, sy 125-jarige fees gevier. Vandag is dit 'n kerk van 1.8 miljoen lidmate. U werk, Vrystaat Gemeentes se werk. Die Here se werk, ekskuus tog, ek kan myself regmaak. Die Here se werk, deur sy gemeentes. Gemeentes wat gesê het, ons hoor, ons bak pannekoeke, en ons stuur geld vir die sendelinge. Dis wat gebeur het. Koeksusters, sopaande, ek hoor julle te sopaand. Dis wat ons doen daarmee. So ja, dit was 'n ongelooflike voorreg om daar te kon wees, te kon deel wees daarvan, en dit sê net iets van God se werk, ook hierso. Dankie, weer aan die volgende ene, ons is deesdae betrokke meer by teologiese opleiding, die kerk is selfstandig,
So ons is betrokke by die opleiding van die dominees en lewer bydrae daar. Bertus Celie is so 2 weke terug op soontoe. Hy gaan nou klas gee daar in kerkgeskiedenis so 3 maande. Bertus was op Winburg predikant afgetree. Bertus is nou so vir 3 maande daar om te gaan help. Daar's 'n bietjie 'n nood in kerkgeskiedenis en kerkreg. Ons kan help. Dan ons vennootskappe, dankie is ook met die Lutherse kerk. In die Vrystaat en ook nou deesdae landwyd het ons 'n ooreenkoms met die Luteraanse kerk om dominees te kan gebruik. U sal sien my ou voorganger Gideon van der Walt op die boonste foto is Gideon van der Walt wat in my pos was, het ons gesekondeer aan die Lutherse kerk daar in Bloemfontein en hy is die pastor daar. Dankie, volgende enetjie. Lesotho, die Lesotho Evangelical Church in 1832 kom die Franse sendelinge van die PMS, die Paris Evangelical Mission Society, kom hulle in Philippolis aan. In die Suid-Vrystaat. Hulle is 'n gereformeerde kerk uit Frankryk uit wat sendingwerk doen het en hulle het met onder Mosweshwe se mense die Basotho's beginne werk. En vandag is dit die tweede grootste kerk in Lesotho. Hulle het so 3 miljoen lidmate. Ek was verlede week by hulle synodesitting gewees daar saam met ons algemene sekretaris Niwama en Fani Snyman was die gasspreker gewees. Dis 'n pragtige kerk. Hulle sien hulle self as deel van ons, as deel van die familie van kerke en dit is 'n vreugde om saam met hulle as vennote te hê ook. Dan Vrystaatse gemeentes, dankie wat betrokke is in Lesotho. Daar's 'n klomp van die Vrystaatse gemeentes wat betrokke is. Hierdie groep is die klomp van Botawil. In die Valsrivierring, daar so 'n klomp is Botawil gemeentes. Hulle is betrokke by Mpaki. Daar so in die suide, daar op pad Matati Hill se kant toe, is hulle betrokke daarso, is die Botawil gemeentes. Dankie, dan die volgende ene is die gemeentes, die studentegemeente. Hulle is betrokke by gemeentes van die Lesotho Evangelical Church en elke jaar gaan omtrent so 'n span van so 20-25 studente hier in Junie maand gaan hulle soontoe. Al hierdie uitreike wat ek nou vir u gaan vertel, u is baie welkom om al hierdie uitreike saam te gaan. As u as gemeente voel of net u as 'n individu voel die Here wil hê u moet deel wees daarvan, skakel gerus met my. Ons help dan weer vir u om te connect met hierdie gemeentes wat uitreike doen en u kan saamgaan op al hierdie uitreike. Studentegemeente uitreik, dan die volgende ene is, dis hy, kan maar by hom wees. Hierdie is die klomp gemeentes in Hoopstad, of nie, daar's net een gemeente in Hoopstad, 3 dominees, 1 gemeente. Hoopstad gemeente is betrokke hier by Leribe, hier so meer in die noordekant, daar by Ficksburg se kant, is hulle betrokke by die werksaamhede daarso. En hulle het 'n kampterreintjie daar wat 'n mens kan gaan besoek en daarvanaf kan jy weer verder uitreike doen. Hulle het weer hulle bepaalde goed ook gebeur. So u is welkom om saam met Hoopstad ook te gaan. Dankie, dan ons skakeling in Afrika gaan oor NetAct, is 'n Network for African Congregational Theology. Ek gaan net vir julle die storie vertel van Sek Doenbol. Hy is hierdie ou hier in die linkerkantste foto, wat daar saam met my op daai foto is. Sek Doenbol kom uit die Sudan uit. Uit die Sudan toe die Sudanne nog een was, die noorde en die suide was saam gewees. Sek Doenbol het 'n teologiese skool wat hy dominees oplei. Ons betrokkenheid by NetAct is om teologiese skole te help, met boeke en met dosente, met curriculum, om beter opleiding in Afrika te verseker. Ons het 'n klein aandeeltjie wat ons daarmee ook help. Sek Doenbol, omdat die oorlog aan die gang was, het hy, elke keer as hy begin met 'n groep studente wat wil teologie studeer, dan skiet hulle sy plek stukkend. So later het hy sy hele biblioteek in sy kar se boot gehad. En letterlik rondgery en van plek tot plek met groepies mense vergader en so het hy teologiese onderrig gegee vir pastore en vir dominees. Sek Doenbol is ongelukkig dood in die oorlog. Ek het heeltemal kontak met hom verloor en so 2 jaar terug het ek verneem dat ergens in die oorlog toe nie, hy is toe af na die suide toe, hy kom uit die suide uit en in daai konflik het hy gesterf. Dis waarmee ons besig is, ook in Afrika. Dis werk wat niemand van, dis nie groot werk nie, dis nie werk wat jy in groot klokke kan hang nie. Maar dis belangrike werk, want dit speel in die koninkryk
van die hemele in. Dankie, die volgende een is die Reform Family Forum, daar sien jy die foto's, daar is die hele verhaal, jy kan die boekie by my kry, as jy belangstel in hierdie verhaal, ek het die boekies daar in my kantoor, jy kan maar net vir my skryf, dan kan ek het vir dat kom, dat stuur. Jy sal sien, daar aan die linkerkant is die groot foto, dit is verlede jaar se vergadering gewees, 15 van die, wat ons praat van die General Secretaries, die algemene sekretarisse, en ons het ook sy moderators bygehad hierdie jaar, om 'n bietjie te praat oor Afrika en ons rol as kerk, as gereformeerde kerk, ook in Afrika en wat in ons rol is wat ons daar ook vervul. Dan, dankie, die volgende een is die RCA, Reformed Church in Africa, dis ons Indiër broers en susters, ons is betrokke, baie klein gemeentetjies op hierdie stadium, ons het 6-7 gemeentes oor van hulle. Elke jaar help ons 'n bietjie met predikante, verdere opleiding vir die predikante, dit is altyd 'n kosbare geleentheid, om saam met hulle in Natal te kuier. Dan ons skakeling, dankie Wian, volgende is ons skakeling met die NG Kerk in Afrika, VGK, nou julle gaan vir oom Syberhand sien, daar in die middel. Daar staan hy, ek is ook daar agterin. 2 jaar gelede, nou so 2 jaar gelede was ek en oom Syberhand by, hier in Kroonstad gewees, by die NG Kerk in Afrika se hervormingsdag viering gewees. En oom Sybrand was die gasspreker geweest. Ek het nogal gedink, hy is hier by die gemeente, ek het gedink, dit is baie mooi van hulle, om vir oom Sybrand te gevra het, om die gasspreker te wees, daarso. So ons probeer 1 keer per jaar met ons kollegas hier in die Vrystaat by mekaar kom en gesels, ook op synodale verband. Dan die Reformed Church in Japan, dankie. Ja, daarso is die Reformed Church in Japan, is 'n klein kerkie wat ontstaan het, Toby De Wet is so 50 jaar gelede, is Toby De Wet as sendeling soontoe gestuur van die NG Kerk uit. Toby is nog steeds daar, hy's 83 hierdie jaar, hy en Annelie. Hulle was terug, hulle afgetree en ons het hulle vir 3 jaar nou weer teruggestuur, hulle is nog steeds daar. Die Reformed Church in Japan is 'n baie klein gemeente. Ek wil gou Annelie hulle se storie vertel, hulle is nou tans op die eiland van Shikoku. Die gemeentetjie het 4 lidmate. Die Nihama gemeente, die Nihama gemeente is die foto in die linkerkant, dit is die Nihama gemeente, daar was nou gaste by, jy sal myself daar sien, en dan is daar 4 sulke ouerige dames, die 4 ouerige dames is die gemeente. Die jeugkommissie voorsitter noem ek haar, sy is 72, en dan die tannie, sy staan nie heel links voor, sy is 92, ek noem haar die tannie wat die senior bediening voorsitter is. Toby is nou so 2 jaar gelede soontoe gegaan om daar te gaan help vir nog vir 3 jaar. Huidiglik staan die gemeente op 10. Nou dit klink nie baie nie. In Japan is net 1% van die totale bevolking Christene. Daar is nie kerke nie. 'n Groot gemeente in Japan sal 60 lidmate hê. Dit is hulle makrogemeentes van die RCJ. So Nihama se grootte, dit wissel so van 4 na so 15 na 20 lidmate. Dis 'n gemiddelde gemeente getalle. So u kan verstaan dat daai gemeentetjie het verdubbel met die teenwoordigheid van 'n sendeling, van net mense wat in hulle gemeenskap bly. Dis die uithoeke van die wêreld. Die son kom elke oggend daar op. Dis waartoe die Here vir ons gestuur het. En dis hoekom die Vrystaatse kerk daar is. So ja, 'n deel van u pro rata geld gaan Japan toe om vir Stefan hulle te ondersteun. Hier onder staan Stefan hulle. Hier in die regterkant, hulle met hulle 4 kinders. Stefan gee klas by die opleidingsinstelling van die Reformed Church. Dit is in Kobe, in die stad van Kobe. Kobe praat hulle van. En hy is 'n dosent daar in sendinggeskiedenis en sendingwetenskap gee hy. En hy gee klas in Japanees daar. So vriende, dis hoekom ons in Japan moet wees, want dis die uithoeke van die aarde. Dankie, dan Namibië. Ons volgende stop, ek wil net so vinnig oor Namibië ietsie sê. Julle sal betyds wees vir julle skaapbout, moenie worry nie. Jy moes hom net nie so 300 gesit het, net so 120 gewees het, maar okay. Tegnos, dis die uitreik onder die Boesmans. Wat gebeur in die Boesmans? Die Boesmans sending het begin as 'n werksaamheid van die kapelaansdienste toe ons die oorlog in Namibië beklei het.
En die Vrystaatse Kerk het 'n groot deel van die kapelane wat in Degnos of in daai deel van Boesmanland, ek praat van Boesmanland gewerk het uit die Vrystaatse Kerk uitgekom van die kapelane wat daar was. So dis 'n ou werksaamheid by wie ons nog steeds betrokke is. Ons gee omtrent jaarliks R200,000 vir Degnos. Die probleem met die Boesmans is dis 'n gemeenskap wat uitgeskuif word op alle plekke. Die Boesmans is swerwermense wat ongelukkig nêrens 'n tuiste het nie, want die groot deel van die Kalahari wat in Botswana lê, in Namibië lê, dele in Suid-Afrika, op tot in Angola, word in 4 lande verdeel. So, hierdie nomadiese mense gaan nomades bly. Hulle kan ongelukkig nie aanpas in die westerse omgewings nie, dit is ongelooflik moeilik. Hulle maak nooit skool klaar nie. Ons het 'n groot projek nou gehad om te probeer kyk of ons net kinders kan kry wat ten minste net skool kan klaarmaak, laat daar onderwysers kan kom wat kan kinders skooltjies voorgee. Ons het 'n projek nou, Andries hulle daar, in terme van om early childhood development te doen, klein kleuterskooltjies te doen. Maar dis ongelooflik moeilik, want die kinders loop net, want dis wat hulle doen. Hulle loop. So, dis 'n moeilike werk saam met Andries, hulle doen ongelooflike mooi werk daar. As Andries weer kom, sal ek kyk of ons kyk of by julle draai kan kom maak. So die werksaamheid van Degnos, ons was in 2023 daar vir 'n besoek gewees. Daar gaan uitreikspanne, die gemeentes wat daarbey betrokke is Woodlands. Dan ook die klomp Botawil gemeentes, Viljoenskroon is daar betrokke. Hulle gaan almal nou op uitreike. Daar gaan 'n span van Heuwelsig af gaan uit hierdie jaar en dan gaan daar 'n span van Botawil af uit en Viljoenskroon gaan ook uit. So as u wil inskakel, is jy baie welkom om saam daarmee ook te gaan. Dankie. Ek gaan die laaste afstorie wat ek mee gaan afsluit is Poppy se verhaal. Poppy is die dominee wat in die middel staan. Poppy is in Grootfontein en daarmee gaan ek nou afsluit. Poppy werk, Degnos het 'n huis daar wat die opleidingsentrum is. Die dominees wat daar opgelei word is standplaasleraars, omdat hulle in die skool onderrig het nie, vat dit ongeveer so 10 jaar om as 'n dominee bevestig te word. So vir 10 jaar kom jy in, jy leer, programme wat daar is, en na 10 jaar word jy bevestig as predikant. In die kerk van Namibiese kerk, hulle is deel van die Namibiese synode. Poppy, wat in die middel staan, Poppy is die bestuurder, Poppy bestuur die sentrum, sy maak kos en sorg dat almal gelukkig en happy is daar, en so Poppy, terwyl Andries hulle besig is om opleiding te doen, kom hulle so 10, 12 jaar terug agter, maar Poppy ken al die antwoorde, as die manne nou daar om die tafel sit, en hulle sukkel met die antwoorde, dan skree Poppy daar die kombuis uit, of waar ewer sy nou ook, dan skree sy vir hulle die antwoorde. Op 'n dag vra Andries vir haar, Poppy, wil jy 'n dominee word? Ja, sê, die Here het haar geroep, sy het 'n roeping. Sy sal baie graag 'n dominee wil. En Poppy het begin met die Degnos opleiding. Poppy het 'n bediening, elke dag, sy bly nie by die sentrum nie, sy het haar eie huis, maar sy stap verby die asgate van die dorp. En Poppy het 'n bediening by die asgate. Elke middag as sy 5 uur loop, dan het sy 'n klomp ouens daar by die asgate wat onder die bosse bly, wat haar gemeente is. Sy noem hulle haar gemeente. En sy bedien aan hulle, die woord van die Here, en hulle kom tot bekering, en hulle is sakkrappers, maar dis wat hulle doen, en Poppy is ongelooflik lief vir hulle en hulle vir haar. So Poppy het vir 10 jaar geleer by Degnos, en in 2023 was ons in Namibië, en dit was die Sondagoggend Poppy se bevestiging. Poppy is die medeleraar in die gemeente van Grootfontein. Daar agter langs my staan nou Dirk, die ou met die baard. Dis ou Dirk, hy is die dominee daar, en Poppy is sy kollega. Poppy is bevestig daar met die opdrag van die bedieningsbuitekant, in die buitekante van Grootfontein. En sy het ook 'n klomp plaaswyke wat Poppy se verantwoordelikheid is, wat sy moet bedien, sy saam met Dirk.
So vriende, dis die Here se verhale. Die Vrystaatse Kerk, u wat vanoggend hier in Parys sit, is deel van hierdie verhale. Dis u verhale. Want deur saam te kom en te sê, as 'n synode doen ons hierdie werk, wat groter is as onsself, maak ons 'n verskil in God se koninkryk. Poppy maak 'n verskil in Namibië. Poppy, dominee, sy is dominee Poppy, is die dominee in Grootfontein, saam met Dirk. So vriende, die Here roep mense oralster. Hy roep vanoggend vir u ook hier in die gemeente in, ook op verskillende maniere om betrokke te wees. En ek sluit af met 'n laaste 2 foto's. Eerste ene, dankie. Dit gaan nie net oor die koninkryk, soseer net oor die woord nie. Dankie Wian. Dit gaan ook oor die brood wat ons gee, brood en wyn vir die wêreld. Elke keer as ons by die tafel sit en ons breek die brood en ons drink die wyn, dan bring dit hoop, brood en wyn vir die wêreld. Daarom het ons RICD, ons laaste enetjie wat ek gaan wys, die Reformed Initiative for Community Development, wat ons ook brood en wyn uitdeel. Op ander maniere, die heel maak, die shalom van God se koninkryk. Ek sluit af, dankie, 25ste, ons het verlede jaar 'n geslaagde sendingkonferensie gehad, ons gaan dit weer doen, ek nooi u vanoggend uit, 20ste September, dit gaan by Pelisier wees, by Pelisier gemeente, dis net die Saterdagoggend, u kan deurkom, weer teruggaan. Dagboek asseblief die datum daarsom. Ons gaan bietjie hierdie jaar kyk oor God se wêreld, hoe lyk God se wêreld? Ons verlede jaar kyk op vensters na buite. Ons kyk bietjie vir jaar hoe lyk dit in ons eie omgewing. En ons gaan sprekers hê, so 3 sprekers vir die dag en 'n klompie uitstallers en weer praat saam oor sending en opleiding, wat is ons taak en hoe moet ons daarmee omgaan. Kom ek sluit vir ons met 'n gebed. Here, baie dankie dat ons vanoggend iets kan hoor van u verhale. Dankie Here dat u nooit ophou om die wêreld lief te hê nie. Dis 'n stikkende wêreld. Baie probleme. Maar Here, u het gekom. U het hoop gebring. U is lief vir die wêreld. En ons Here is u kerk. Dankie vir hierdie gemeente wat 'n bydrae lewer vir hulle eie verhaal. Ek het nie eens daarby uitgekom vanoggend, Here, hulle eie verhale van werk en hier waarmee hulle besig is in die gemeente. Dankie dat ek vir hulle mag bid vanmôre. Bid Here dat elke geleentheid wat hulle het, oralste waar hulle getuig, dat hulle getrou sal wees, dat hulle u taak sal uitdra, die getuienis, die hoop sal bring vir hierdie wêreld. Amen. Vriende, kom ons staan. U het lank genoeg gesit. Dankie. Jan, volgende enetjie. Kom ons staan, kom ons doen belydenis van ons geloof, dan gaan ons die offergawe opneem, en dan gaan ons die laaste lied sing. Vriende, as ons die geloofsbelydenis vanoggend doen, doen ons dit, omdat ons deel is van hierdie groot kerk in die wêreld. Ek het nie Nicaea vanoggend hier nie, Nicaea is die oudste een, 1700 jaar, dit is hierdie jaar 4, maar kom ons spreek hierdie woorde vanoggend hardop saam uit, ons is deel van God se kerk. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en te helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en in 'n ewige lewe. Amen. Kom ons dien die Here met ons offergawes.
Here, dankie dat alles wat ons besit U sinne is. Vergewe ons maar waar ons baie daar dink, dis ons sinne en ons moet daaroor besluit. Vergewe ons Here waar ons dink, ons kyk net na ons leë sakke en dan dink ons het niks. Dankie Here dat ons eerder moet opkyk. U is die gewer van alles, die skenker van alles. En daarom dit wat ons vanoggend in hier ingegooi het, dit kom uit ons harte uit. Neem dit, dis nie ons sinne nie. Amen. Vriende, ons gaan afsluit met lied 505. Nou 505 is 'n Mishodei lied. Dit praat iets van God se sending in die wêreld in. Dit praat juist daaroor wat sê Jesus, U gaan voor. En dan ons wat die volgelinge is, ons volg in die spoor. Maar dit help ons vanoggend ook, ons gaan al die versies sing as 4 van hulle, maar dit help ons ook om te verstaan vanoggend dat die Here ken die paaie waarop ons moet gaan. As hy sê, gaan na Judea, Samaria en die uithoeke van die aarde toe, is dit nie omdat hy dit nie weet nie, maar is dit omdat hy presies weet wat daar aangaan. En hy juist vir ons so intoe stuur. Die hoogtes, die dieptes, die draaie. En dan hierdie gebed, kom, vat ons hand, dat ons saam kan stap. God stap saam met ons. Hy gaan ons nooit stuur na plekke toe, waar hy nie dink, ons gaan dit maak. Ja, ons gaan dit altyd maak, want God is by ons. Kom ons staan, kom ons antwoord vers 1, 2, 3 en 4. Vriende, die Here stuur jy ongelukkig vanoggend na plekke toe waar niemand anders toe wil gaan nie. En daar waar goed baie keer nie werkie, daarna toe stuur hy ook vir u vanoggend. Maar hy stuur nie vir u alleen nie. Want die Heilige Gees is uitgestort. So as hy gaan, daar waar die Here vir u na toe stuur, gaan hy altyd met sy krag, met sy seën en met sy ondersteuning en gaan hy voor en moet iemand net volg. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap en die krag van die Gees met julle wees en bly, daar waar julle na toe moet gaan. Amen.